soos wat baie aspekte van die heiligdom, vra dit U ons sal die insig gee, die wysheid sal gee, wat ons nodig het vir die tyd waarin ons lewe. Wanneer ons weet die koms is spoedig, en U wil hê ons moet ons harte verdien. Daarom wil ek vra dat die Heilige Gees ook nou in ons midde sal wees, vir ons die waarhede te openbaar, sodat ons gereed kan wees vir wanneer hy kom in Jesus naam. Amen. So ek nooi jou om saam met my terug te gaan in die geskiedenis. Terug, al die pad. Verbeel U, ons klim hier aan die tydmasjien en hy vat ons terug tot in met Egipte. En wat vind ons in Egipte? Ek weet nie hoe dit moes gewees het vir hom. Maar dink net vir jouself in, as jy daar moes gewees het, en jy kry daai hou op jou rug, en elkeen wanneer jy iemand probeer help, stoot hulle jou een kant toe, of pluk jou uit mekaar uit, want jy moet weg. Vanoggend met die program wat ons sê, of Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, met oggendlig, lees ek elke dag die gedeeltes vir 2 of 3 dae, van die glo in sy profete Bybel lees. En spesifiek is die gedeeltes wat vir vandag en vanmôre is, Exodus hoofstuk 1 en hoofstuk 2. En om in daardie verhaal in te gaan en te sien wat eintlik gebeur het, te besef wat Farao eintlik gedoen het, is skrikwekkend. Maar dan ook om te sien hoe God elke keer deurgekom het en die volk kom uithelp. In elke geval wat daar was, tot en met toe hy Moses gered het. Hosea 11 vers 1 sê, ons toe Israel 'n kind was, het ek hom liefgehad, en uit Egipte het ek my seun geroep. Nou hierdie teks, wanneer ons lees, weet ons, dit is 'n belofte van Jesus wat in Egipte was. Maar dink ook dat Hosea hierdie geskryf het hy tog hierdie prentjie gehad van Israel in Egipte. En ja, Israel was kind in Egipte. Dit was 'n beginstadium gewees. Die Bybel vertel ons, dit was omtrent 70 mense wat na Egipte toe getrek het in Jesus se tyd. Maar met die tyd het hulle meer en meer geword, later dan so groot dat die Egiptenaars hulle gevrees het. Maar hulle was nog in die beginstadium gewees. En so het dit gebeur dat Farao gesê het hy is bang vir hierdie Egiptenaars en hulle moet iets doen af die Egiptenaars vir die Israeliete en hulle moet iets doen om hulle net klein te hou of in bedwang te hou dat hulle nie dalk sal opkom en teen hulle staan. En so kom die bevel uiteindelik, maak al die seentjies dood. Maar Jakob het besef sy moet iets doen en sy beskerm hierdie seentjie van haar en sit hom binne in 'n mandjie en daar in die Nylrivier los hy met die hoop dat hy gered sal word.
En ons weet dat Farao se dogter hierdie mandjie bevind het. En so word Moses groot en tot op 'n sekere ouderdom, die Bybel vertel ons nie presies wat die ouderdom was nie. Ek glo dit was min of meer 12 jaar oud. Is hy toe na die paleis toe gebring. En daar het hy die Egiptiese manier van dinge geleer. Soos wat hy daar geleer het hy ook gesien wat gebeur met sy eie volk. Nou ek weet nie hoe het hy geweet dat dit sy volk was nie, behalwe as hy uit 'n tydjie lank tog opgevoed was in sy moeder se huis. En gesê het, maar Israel is eintlik deel van sy volk. En so eendag stap hy uit en hy kom daar so by 'n Egiptenaar en 'n Israeliet en hy sien wat die Egiptenaar doen en hy besluit, hy neem aksie en hy slaan hierdie Egiptenaar dood. Die volgende dag kry hy 2 Israeliete wat met mekaar baklei. En toe die woorde na hom toe deurkom, besef hy moet vlug. En die Bybel sê vir ons, paar met daarvan te hore gekom en wou hom doodkom. Daarom moes hy toe vlug. En so vlug Moses al die pad na Midian toe en daar bly hy vir minstens 40 jaar. En soos wat hy die skape oppas en alles weer wat dit behels, kom God eendag en praat met Moses by die brandende bos. God ontmoet Moses daar. Nou hierdie brandende bos was nie net 'n eenvoudige bos nie, die Bybel sê vir ons, dit was 'n bos wat nie uitgebrand het nie. En dit het Moses se aandag getrek dat hy weer wou uitverdrag in die bos. En so kom hy by die bos en die stem sê vir hom, hy moet sy skoene uittrek want hy staan op heilige grond. En toe begin hy met God te praat en God sê vir hom, ek sien my volk se ellende, ek hoor hulle jammerklagte, ek ken hulle smart. En dit is mooi nie, dis God wat sê, ek weet waar my volk gaan. En hy sê dit vandag nog, ek weet waar julle gaan, ek weet wat julle ellende is, ek weet wat julle klagtes is, ek ken julle smart. En toe sê God vir hom, nou wil ek jy moet gaan, en onmiddellik sê Moses, ek wil by julle volk kom, ek het gevlug, ek weet nie as hulle my van ken nie, hoe moet ek sê het my gestuur, en God sê vir hom, ek is wat ek is, sê vir hulle ek is, het my na julle gestuur. Maar toe kan Moses nog steeds en hy sê, maar sê nou net hulle glo nie in my nie, wat dan? Wat moet ek doen? En God sê vir hom, wel, ek gaan jou 3 tekens gee. En hierdie tekens moet jy voor die oog by die oudstes doen. Die eerste een, vra hy vir hom, wat is in jou hart? En sê my staf, sê gooi hom neer. En hy gooi hierdie staf neer, en toe die staf op die grond val, word dit 'n slang. Maar hy wat nou skape oppas, ken slange. So hierdie was nie 'n gewone slang gewees nie, moes een van die giftigste slange gewees het, want die Bybel sê hy teruggeduins. En met dit sê God vir hom, hy moet weer die slang by die staf optel. Wat sê God vir hom? Moses, hierdie is nie jou geveg. Jy kan nie hierdie ding by die kop vat nie. Ek sal hom by die kop vat. Al wat jy nodig het om te doen is, gaan daar en gryp hom by die staf en los die res in my hande. Die tweede een wat God vir hom wys, hy sê vir Moses, ek wil hê jy moet jou hand in jou sy steek. En hy haal sy hand uit, toe sy hand uithaal, toe is dit malaats. En God sê vir hom, steek dit terug binne in jou sy. Maar hierdie keer, die Afrikaans sê dit so mooi nie, maar die Engels sê, pluck your hand out. Dus asof God sê, ek gaan dit uitpluk. En met die pluk wat hy doen, is sy hand weer gesond. Wat sê God vir hom? Moses, dit jou eie toe doen. Sit jy waar jy is. En ons niks wat jy omtrent daar kan doen nie. Jy het die keuse gemaak, jy het dit gedoen, jy is waar jy is. Maar sit jou hand weer terug. Kom ons gaan terug na waar sy die probleem was. En laat my toe om dit uit te vind. Laat my toe om die genees. Ek sal jou vat tot waar jy is. Die derde een, water van die Nil word vloed. So wat hy moes doen is, hy moes water vat net op die grond gooi, voor die oudstes en toe sal dit bloed word. Ons weet ook later, dit was die eerste plaag in Egipte gewees het. Maar dan is daar nog 'n bewys gewees. Een wat nie vir die oudstes gewys is nie, maar wat God vir Moses gesê het, Moses, ek sal by jou wees, hierdie kan die teken wees, dat ek die een is wat jou sal lei. Jy sal terugkom tot op hierdie berg, en hier sal julle my aanbid. En so is Moses toe terug na Egipte toe, en op die pad ontmoet hy na sy broer, omdat hy vir God gesê het, ek kan die vraag van God sê, nie daar bekommerd wees, maar ek het klaar alles voorberei. Al wat jy moet doen is,
kan en doen wat ek wil hê jy moet doen. So kom Moses terug in Egipte en nou praat hy met die oudstes. Hy sê vir die oudstes, daar's 3 dinge wat God weer wil teruggee aan die Israeliete. Die eerste een is 'n insetting. Ja. Psalm 105 vers 43 en 45 sê, en hy het sy volk laat uitgaan, dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. So, toe hulle in Egipte was, weet jy, was 'n tydperk gewees wat hulle nie eintlik rus gehad het. En ek dink ook nie, hulle het te veel tyd gehad om eintlik aandag te gee weer op die insettinge wat God daar geplaas het. So hier kom hulle uit Egipte uit, en God bring hulle uit sodat hulle dit weer oor kan leer. Sodat hulle kan weet waaroor ware aanbidding gaan. Die tweede ding wat God terugbring is ware aanbidding. Want na tyd moes hulle 7 dae 'n week werk. Geen rus nie. Farao neem dit heeltemal weg van hulle af. Maar met die tyd, ek dink nie die Egiptenare het te veel gedink aan Sabbat aanbidding nie. Maar wat doen God? Deuteronomium 5 vers 15. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daar uitgelei het deur 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te onderhou. Die derde ding wat God terugbring is naaste bediening. Weet jy, hulle werk as slawe. Hulle kom nie weg uit die omgewing wat hulle is nie. Daar's nie tyd vir naaste bediening gewees. So God neem hulle uit en hy sê ek wil hê julle weet wat naaste bediening is. En ons lees daarvan in Deuteronomium 24 vers 17 en 18. Jy mag die reg van die vreemdeling en wees nie verdraai nie, en die kleed van die weduwee nie as pand neem nie. Maar jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf was in Egipte en die Here jou God jou daaruit verlos het. Daarom beveel ek jou om hierdie saak te doen. So God gee 3 dinge terug aan Israel wat weggeneem is van hulle af toe hulle slawe in Egipte geword het. Se insettinge, dag van aanbidding en dan ook naaste bediening. Maar dink julle Farao was gelukkig met hierdie? Ja. So dis 5 vers 2, maar Farao antwoord, wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek. Nou hierdie is iets wat baie belangrik is om te sien wat hier gebeur het, want ons kan kyk, as ek reg het, is dit Sondagoggend, kyk ons weer na hierdie gedeelte, om te sien, Egipte, dit is wat Farao gesê, het dit weer gebeur, of kan dit nog gebeur? Ons kan sien wat daarmee sal saamgaan. Dan Eksodus 5 vers 5, verder het Farao gesê, kyk die volk van die land sal reeds baie, en julle wil hulle laat ophou met werk. Wat neem hy weg? Hy neem hulle rustyd weg. Hy sê, hulle sal nie rus nie. Nou sal hulle alles doen plus meer. En God bring 10 plaae. Nou hierdie is my die interessantste gedeelte. Die eerste keer toe ek hierdie aanbieding doen, reg met in die bakkie met al die ornamente agter die bakkie op pad daarna die parel toe. En soos wat ek ry en sit ek toe die Bybel aan wat die musiek goed in die agtergrond het. En spesifiek speel die 10 plase gedeelte. En soos wat ek luister, kom dit by die gedeelte waar God sê, nou kan ek die plaas stuur in jou hart. En die musiek wat speel, die agtergrondmusiek is Great is the Lord, Holy and Just. Jo. Ek sal nou nie daai tipe musiek gespeel en die plate beskryf. Want toe ek weer kom en ek kyk nou die verskeie plaae en die boodskap wat daarmee uitkom, sê okay, dalk werk dit. Hy is Holy and Just, hy is regverdig. Hy is goed, hy het sy volk uitgebring. Eksodus 9 vers 14 en 16. Eerste 3 plaae ontvang is die Israeliete ook. Maar die laaste 7, waar God hulle van? Hoe weet ons dit? Want dit is wat in Eksodus 9 vers 14 en 16 staan. Want hierdie keer sal ek my pla in jou hart stuur, dat ek jou my krag kan toon, en dat hulle my naam op die hele aarde gaan verkondig. Nou baie keer as ek dink aan die plan vir al die Openbaring wat staan in die plan, dan dink ek, God gaan die mense eintlik straf. Hy kan nou kom en hy gaan sê, so julle wat nie na my luister nie, so. Maar die teks sê vir my iets anders. Die pla is nie om te straf. Die pla is om op die punt te kom waar God sê, ek wil hê dat jy nou die bewyse kan sien vir my krag, maar dat jy ook, of dat my naam op die hele aarde verkondig kan word.
En dis iets om oor na te dink, veral as dit kom by die plaag. En so maak Israel gereed, die 10de plaag kom, en nou moet hulle uit Egipte kom. Die 10de plaag is toe die engel gekom het, wat al die eerstgeborenes sal doodkom. En in hierdie proses sien ons daarso is 'n tipe van 'n padteken, soos dat hulle weer beweeg het na die beloofde land. So ons gaan terug hierna kyk om te sien, hoe het God met hierdie padtekens gewerk, om die volk te laat maak besef wie hy eintlik is. Die eerste ding wat gebeur, is God sê vir hulle, vanaand, moet julle Paskalam slag. So kom ons kyk vinnig na die Paskalam. Neem die lam per familie op die 10de dag van die maand. Op die hoeveelste dag? Die 10de dag. Nou onthou jy die tydperke. Want môre 10:00 gaan ons weer kyk hierna. En ons kan sien hoe Jesus presies hierdie tydperk vervul het. So op die 10de dag, dan moet hulle die lam, op die lam moet hulle dan deurgaan, en die lam moet sonder enige gebrek wees, en so dis 12 vers 5. Dit moet 'n bewaring gehou word tot die 14de dag, en dan teen die aand moet dit geslag word. So ons sê die 10de dag, en ons sê die 14de dag, en teen die aand moet dit geslag word. So dit was dan die lammetjie, een kant gesit. Hulle moet gereed maak, en daardie aand, skemer, moes hulle die lammetjie slag, en daardie bloed neem, en op die deurposte van al die huise smeer, sodat die eerstgeborenes gered kan word. Die Bybel sê, want as die engel verbykom, dan sal hy verby elke huis gaan, waar daar bloed op die deurposte was. Eksodus 12 vers 7, en hulle moet van die bloed neem, en dit stryk van die 2 deurposte, en aan die bodem vul aan die huise, waarin hulle dit eet. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is, as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Eksodus 12 vers 13. Dan is daar nog 'n fees wat ingestel is daar in Egipte. Hierdie fees is die fees van ongesuurde brood. Nou wat behels hierdie fees? Die Bybel sê vir ons, Eksodus 12 vers 17, onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie dag het ek julle reeds uit Egipte land uitgelei. So die dag net na die Paskafees is wanneer die verlossing eintlik plaasvind. Dis wanneer hulle uit Egipte uit sal beweeg. Dan is daar nog iets wat ingestel is. Moses moes die volk herinner dat hulle besny moes word. Iets wat glad nie gedoen was tydens die tydperk wat hulle in Egipte was. So besnyding word dan weer deel van die feeste wat hulle toe moes hou. Die Bybel sê vir ons, almal wat manlik is, moet besny word. Dis 'n vereiste. Geen onbestedene mag dan van die Pasga of van die ongesuurde brode dan eet nie. Maar waar kom besnyding vandaan? En hoe werk besnyding? Dan kom ons kyk vinnig na Abraham en wat daar gebeur het. Romeine 4 vers 11, en hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie. En dat hy die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle geregtigheid toegereken sou word. So is my vraag. Was Abraham besny? Nee. Was Abraham besny? Ja. Want dis waar dit ingekom het. Maar almal van Abraham af terug, kan jy weer gaan en hulle was nie besny nie. So, wie is hulle geregtigheid? Wie staan vir hulle in? Volgens wat Paulus hier skryf, ons sê, vir almal terug, van Abraham af terug, het Abraham die geregtigheid vir hulle geword. So in hom word geregtigheid gevind. En dit is belangrik om daardie konsep te onthou, want ons gaan sien, hoe kom dit weer later weer in Jesus se lewe ook. So besnydenis is dan die teken dat hulle die geregtigheid ontvang. Nou is Israel op pad uit. Hulle het die lammetjie geslag. Hulle het gehoor hulle moet besny word en nou is hulle op pad na Kanaan toe. En soos wat hulle uitbeweeg, is daar 'n wolkkolom wat hulle lei. Eksodus 31, Eksodus 13 vers 21. En die Here het voor hulle uitgetrek bedagstes wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in die vuurkolom om hulle voor te lei, sodat hulle dag en nag kon trek. En toe kom hulle daar by die Rooi See. En hier moet hulle deur die Rooi See gaan, omrede
paardoe van agteraf, en hulle is bang. Wat is die kant toe? Wat moet hulle doen? En God maak vir hulle die weg oop, dat hulle deur die Rooi See kan beweeg. Maar daar is iets wat gebeur het, nee, ek sien ek kom die naam. Wat gebeur het net voordat die Rooi See oopgegaan het. Maar Eksodus 14:22 sê vir ons, dat die see oopgemaak het midde in, dit was droog grond gewees, en die waters was 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. En so beweeg hulle deur. En God verlos hulle. Nou kom hulle daar in die woestyn in, en so beweeg hulle aan, en skielik kom hulle agter, daar is nie eintlik meer kos, en hulle begin te pla daaroor. En God voorsien die kos, maar dan gee hy vir hulle iets interessants. En Eksodus 16:23 sê dit, toe sê hy vir hulle, dit is wat die Here gespreek het, môre is dit rusdag, 'n heilige Sabbat van die Here. So vir die eerste keer, en ek weet nie hoeveel jaar dit sou wees nie, gee God vir hulle 24 uur af, dat hulle in sy teenwoordigheid kan wees, en kan besef wat dit beteken om te kan rus. Van wat julle wil bak dit, wat julle wil koop dit, en berg julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. So gee God dan vir hulle daardie Sabbatsrus. Maar hier in die woestyn was hulle nie verlos van versoekings nie. Daar was elke keer 'n versoeking gewees. Die eerste versoeking. Hulle kyk terug, hulle sien die Egiptenaars wat kom, en hulle besef, ons is vasgevang. En die eerste ding wat hulle kon doen, is hulle kom by Moses en sê vir hom, het u omdat daar in Egipte land geen kragte is nie, ons saamgeneem om hier in die woestyn te sterwe. Eksodus 14:11. Nou ek weet nou nie. Hulle is daar in Egipte. Hulle het 10 plae beleef. 3 van hulle is hulle self deur. 7 het hulle gesien hoe God die plaag van hulle weerhou. Hulle het gesien hoe God met die sterk kant hulle uitbly. En hier kom hulle daar by die Rooi See en hulle twyfel. So is die eerste een. So wat het jy dan gedoen om ons dan nou uit Egipte land uit te lei, tot ons uit hier dan nou moet sterf? Ja, daar is hulle woorde, laat ons met rus ons die Egiptenaars kan dien, want het is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe. So dit is 14:12. Nou is hulle verlos. Hulle is op pad hier. Hier begin hulle te kla oor die kos. Moses, alweer. Wat het jy gedoen? Het ons van in Egipte land in die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit het en volle brood geëet het, want julle het ons hier in die woestyn uitgelei om hier die hele vergadering van honger te laat sterwe. Hulle het gesien wat God doen, hulle het die Rooi See gesien, en die twyfel hulle alweer dat God sal voorsien. Maar dis nie al nie. Toe is daar die water. En hulle kom al weer by hom, hierdie keer die volgende hoofstuk, hoofstuk 17:3 van Eksodus. Maar die volk het gespag na water, en die volk het teen Moses gememoreer en gesê, waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek, om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom? Dit is sak genoeg om te sien, hoe hulle elke keer vergeet het hoe God gelei. En dan kom hulle daar by Sinaï. En hier by Sinaï openbaar God homself weer aan hulle. En hy roep vir Moses op, nadat hy die 10 gebooie uitgespreek het, en hy sê vir Moses, kom op hierheen, dat ek met jou kan spreek, en daar ontvang hy ook die 10 gebooie. Eksodus 31:18 sê, en hy het aan Moses, toe hy geëindig het om met hom te spreek, op die berg Sinaï, die 2 kliptafels van die getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Nou ek wil nie weet, hoe diep daardie klippe eintlik moes wees. Van wat ek opgelees het, word dit voorkom asof hierdie klip uit die hemel uitgekom het. Een van die skrywers in sy boek, The Sanctuary Cross, ek dink as sy naam nou reg onthou, is Stephen Haskell, skryf spesifiek oor hierdie ding, en hy sê dat dit heel moontlik klippe was, wat uit die God se troonkamer self geneem was, en in Moses se hande geplaas is. Ons weet die tweede stel wel, is klippe wat hy self moes gaan kap het, en toe het God weer daarop geskryf. So waar die klippe vandaan kom, is nie duidelik nie, maar dit is ook so mooi gedagte om te dink, God gee dit uit die troonkamer en uit aan Moses. Maar dan gee God nog iets. Hy gee vir hulle die boekrol. En in die boekrol word
wette ingeskrywe, sodat die volk dit beter kan verstaan. Deuteronomium 31 vers 24 en 26 en toe Moses die woorde van die wet klaar in die boek geskryf het, tot die einde toe het Moses aan die Lewiete wat die verbondsark van die Here gedra het, bevel gegee en gesê, neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van die Here julle God, dat dit daar as getuie teen jou kan wees. En dan gee God vir Israel die heiligdom. En hoekom? Exodus 25 vers 8 sê, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. So God wil iets plaas in hulle midde, sodat hulle hom kan leer ken, wie hy is. Sodat hulle kan verstaan waaroor God eintlik gaan. En hy gee vir hulle hierdie 10 bewoning, waarin hy self dan verteenwoordig word. So kom ons kyk na die heiligdom, en ons sien wat in die heiligdom is, en wat dit beteken. So, as ons kyk na die heiligdom, dan sien ons die voorste gedeelte, dit is waar die brandofferaltaar en die waskom was, dit is die koorhok. Dan het ons die heilige plek. In die heilige plek het ons die kandelaar met die 7 lampe, ons het die wierookaltaar en ons het die tafel met oorlede. En wanneer ons in die allerheiligste plek gaan, het ons die verbondsark. En hier die verbondsark is waar die 10 gebooie ingeplaas was. Moses was Aaron se staf, die pot met manna, en dan ook langs die kant het hulle die boekrol neergesit. So kom ons kyk vinnig na die brandofferaltaar. Die brandofferaltaar is uit koperhout gemaak. Dan moes hulle aan albei kante dit met koper oorgetrek, min of meer 3 mm aan elke kant. So jy kan dink hoe dik hy was. Hy was definitief swaar geweest met die koper. Binnein was die wat sal ons dit noem? Ek dink dan aan pride, was die pride nie. Kom aan manne, die wat nou lekker braai. Wat noem ons hom? Saukom. Kolle. Die rooster. Dis eintlik wat was, dis die rooster. Hoe op die rooster kom die hout. Hoe op die hout was waar so die lammetjie dan geplaas was. Maar dan was al 4 horings gewees wat na die 4 hoeke toe gewys het. So hier was gewees waar die priester dan sou kom en die lammetjie na tyd gereed gemaak het op die altaar se plaas. Dan gaan hy verder en hy kom by die waskom. Die waskom word vir ons vertel is uit die spieëls gemaak van die diensdoenende vroue. Ook van koper, maar dit is soliede koper gewees. Hier binne-in is water ingegooi en die priester mag nie in die heilige plek ingegaan het en sy nie sy hande en sy voete gewas het. Nou hier is iets interessants wat ek nou net gaan noem, maar ek kan nog nie sê waarna dit wys nie, maar dalk as julle dit begin aan mekaar sit, dan sê julle iets sê waarna ons môre gaan kyk. Hy het die lammetjie klaar voorberei, hy het dit opgeplaas. Nou kom hy en sy hande is vol met bloed. Dis skoon water en hy was sy hande in water. Nou as jy jou hande in skoon water was en die bloed gaan af, dan word dit water en bloed. Los dit daar. Nog een ding. Die waskom was nie in 'n reguit lyn gesit op die lyn wat getrek word nie. As jy 'n lyn getrek het regdeur, dan was dit die brandofferaltaar, die wierookaltaar en die verbondsark in een reguit lyn. Maar die waskom was aan die sydkant gesit. Die volgende ding wat dan gebeur is, jy sal na deur gaan en dan kry ons die deur. En spesifiek noem dit in die King James Version, it's the door that goes in. So hierdie word die deur genoem. So as jy so aangekom het, was dit by die ingang, daar was 'n gordyn wat gehang het, dit is nie die deur. Die deur wat genoem word, is die deur met die gordyn wat hier kom en voor die heilige plek. Dan sou jy ingaan en dan het jy die kandelaar gevind. Hier is waar so die priester elke oggend en elke aand sou inkom. Hy het die lammetjie gevat, hy het dit geslag, hy weer beweeg sy hande en sy voete gewas en saam met hom bring hy dan 'n kom van die altaar af en ook olie en reukwerk. En so sal hy inkom en dan kom maak hy seker dat elke lampie brand, olie ingegooi is en
dit moes reg in die dag brand. In die aand, as die volgende priester kom en die aanddiens kom doen, het hy dit seker gemaak dat dit so gedoen was. Wat interessant is hier, is die kandelaar is uit soliede goud uitgemaak. Nou, van wat ek gelees het, is die kandelaar mag nie aan mekaar geweld gewees het nie. So, ek het 'n bietjie kan rondvra. Hoe het hy dit reg gekry om daai pypies te kry om deur te beweeg van een na die ander kant toe? Want dis hoe die olie ingegooi was, is reg deur dat hy opgevul het van die een punt tot by die ander punt. En hy kon nie wel. So hy het 'n spesifieke manier geken om dit presies so te kon doen. En as 'n paar ingenieurs wat gesê dit kan gedoen word, was 'n baie diep proses. Want dit moet gegiet word en dit moet presies gesit word. Daar sekere goed wat binne ingegooi moes word wat hulle nou eens onlangs ontdek het wat eintlik werk. Hy het dit geweet. En dit is kom hy gekies was om dit te doen. So dit was vir my baie interessant geweest toe ons hierdie gelees het oor die kandelaar. So hy was soliede koper geweest. Daar was kelkies en goed geweest wat opgesit was, blomme wat uitgestaan het, en so was dit die kandelaar met sy 7 lampe wat gebrand het. Dan was dit die toonbrode tafel. Die toonbrode tafel het die toonbrode opgehaal. 6 aan elke kant, is totaal van 12. Nou hier is die interessante gedeelte daar, die toonbrode. Wie van julle het al brood uitgehou vir een aand buitekant die sakkie? Ja, hy het my niemand dit meer nie. So wat gebeur met die brood? Dit word daar. Okay. As jy dit dalk nou los, al los jy dit in die sakkie vir 'n week of so, wat gebeur dan? Ja, ek het dit weet al, dit word. Hierdie brood is die Vrydagmiddag gebak. Teen son onder is dit ingebring en die brood wat daar was is uitgeneem en dit was nog net so vars soos wat dit was toe ingesit is voor die gebed. Jy bedek nie? Nee. Net so vars. Nee. Soos die week voor. Ja. En dit is dan wat die priesters daardie Vrydag aand sou geëet het. Dit was al basies hulle aandete waar die priesters wat diens gedoen het by die tabernakel. Ook met die tafel, jy het jou kroning gehad wat reg om dit was. Onder was daar bekers wat geplaas was, wat gebruik was vir een of ander doel daai tyd. Ek het nie duidelike antwoorde gekry toe dit lees nie, dit is net gesê, daar was bekers wat saamgesit was saam met dit, en dan bo op die brode was daar dan houertjies gewees waarin wierook geplaas was. En dit is wat die priester dan met die kool wat hy saam ingebring het, dit kom aansteek het, sodat daar altyd reukwerk was wat hier plaasgevind het. Die volgende een is dan die wierookaltaar. En hier by die wierookaltaar was gewees waar so daar reukwerk ingesit was, en dan die kool wat hy daarmee aangesteek het en daar nie gelos het nie, moes hy dan bring en hier binne insit en dit is waar dit gelos was. En daar het die reukwerk opgegaan wat 'n lieflike reukwerk was, en wanneer die volk dit bereik het aan die buitekant, veral in die oggende as hulle bymekaar gekom het by die aand, of in die oggend in die aanddiens, dan het dit hulle herinnering gesê, dis hulle gebede wat dan opgaan. Weer eens ongelukkig, 'n bietjie waterskap wil vertel op die kroon is, ons het dan net 2 wat moet staan, maar hy het weer 'n kroon gehad, reg rondom, van hout gemaak, selfs as die toonbrode tafel, vergeet om dit te sê, met goud bereik. Maar wat anders is van die altaar en die toonbrode tafel, is daar 4 horings op die brandoffer, op die wierookaltaar, dan wat na die 4 hoeke toe gewys het. En dit is waar die priester dan sou kom. As hy nou gekom het met die bloed wat hy by hom het, hande gewas, nadat hy die kool ingesit het, neem hy dan ook van die bloed en hy sit dit op die 4 horings van die altaar. En dit het dan die voortsel gemaak, dus die sondes waarvoor versoening dan kom gedoen word. Dan is die volgende ding wat hier sou gesien word, is die voorhangsel wat hier tussen die wierookaltaar en die ark sou gewees het. En oor hierdie spesifieke gordyn van ons môremiddag gesels. Binne in die allerheiligste plek het ons dan die ark van die verbond. Nou die ark van die verbond
Die ark self, behalwe vir die deksel, is ook uit koperrande gemaak, oortrek met suiwer goud. Die deksel is wel uit suiwer goud gewees. Die deksel was bekend as die fatsoensdeksel. Ook met die draagbare en binne-in, ek sit net aan die buitekant, so ons het 'n bietjie beter kan sien, maar binne-in was daar Aaron se staf gewees. Nou Aaron se staf is baie interessant. Want God het spesifiek vir Moses gesê, hy moet die staf vat en binne in die ark sit, om as getuie te dien teen die volk. As hulle weer kom om te sê wie die leiers moet wees. So wat leer dit ons? God kies. Nie ek nie. God kies. Benoemingskomitee, God kies. Dis waar ons baie versigtig moet wees, dat ons nie God se werk vir hom wil doen nie. Want dis wat hulle probeer doen het. Hulle wou Aaron uitsit vir iemand anders moet sit, ek sit. En God sê, ek sal kies. Dan het ons ook die God met manna gehad, of die bak met manna. Weereens, God het gesê, vat die bak met manna en sit dit al binne in, dat dit as getuie teen hulle kan dien, as hulle weer kom en sê, ek wil sien. Dit is die bewys gewees. So die bakkie met manna is dan ook daar binne in die ark te vind. En dan het ons ook die 10 gebooie gehad. Maar langs die ark het ons die boekrol. Ek hou baie van die storie, want toe ons die eerste keer toe ek te doen gehad met die heiligdom, is toe Freddy Kuip dit kom aanbied het en ons hom opgeneem het. En hy sê vir my die dag voor ons die opnames doen, ek het ook saam met hom dorp toe kom. Nee, is reg, ons stap saam af, ons kom daar by die winkel en hy koop hierdie 2 koekrolletjies. Nou Freddy, wat wil jy doen met hierdie 2 koekrolletjies? Dan het ek op jou wys. Wag. Maar as ek so 'n bietjie nuuskierig, sê kom om Freddy, as jy nou kos wil maak vanaand, net 'n koekrolle nodig, hoe spandeer jy geld? Kom ons nou net kom vra vir een van die mense wat hier is in die kerk vir die koekrolle. So maklik soos dit, sê hy, wag, so ek sê. Maar hy kan ons dan nie wag nie, hy wil meer gee. So ons kom daar so by die betaalpunt. En die dametjie sit daar, sy sit dit deur en ek sê, "Oom Freddy, voordat jy hierdie goed gaan betaal, wat wil jy doen met hierdie 2 koekrolletjies?" Hy sê vir my net, "Vanaand gaan my vrou kos maak. En as daai kos sleg is, dan ek die een vat en ek gaan dit oor haar kop slaan." Hy sê dit daar by die betaalpunt, die arme vrou met die ding en so. Hy sê dan gaan sy die polisie bel, né? En as hulle by die deur aankom, dan gaan ek die tweede een vat en oor hulle kop slaan en nou is daai vrou se mond so oop. Ek sê maar, ek sou nie gevra het, maar so stap terug. Sy eintlik ek weet ek het nou so uit die grap uit gesê, maar besef jy eintlik wat hulle gedoen het in die boekrol? God gee hierdie boekrol vir Israel, spesifiek om die 10 gebooie te verstaan. Hoe weet ons dit? Die 5de gebod sê, eer jou vader en jou moeder. So kom ons vra vir die jonger geslag, so wat beteken dit? Jou vader en moeder, jy moet jou ouers luister. Okay? Wat nog? Pak jou ouers. Respek, kyk, kom aan. Wat beteken dit nog? Wat beteken dit om jou vader te eer? En jou moeder te eer? Gehoorsaam. So, lyk my ons moet hierdie boekrol bietjie gaan oopmaak. So, God gee vir hulle 2 spesifieke gebooie in die boekrol. As jy aan jou pa of jou ma slaan, moet jy onmiddellik gedood word. Oplet. As jy jou pa of jou ma vloek, dan moet jy buite die land geneem word en gestenig word. Nou, Israel kom uit Egipte uit. Hulle ken nie van mekaar respekteer nie. Hulle werk in slawe omgewing. So daar was nie daardie respek gewees. So God gee vir hulle hierdie dinge om te sê, ek wil julle moet verstaan waaroor dit gaan. En so kan jy elkeen van daai 10 vat nie kan kyk na die wette wat opgeskryf is en dan kan jy sien, okay, maar dit was eintlik die doel gewees. Hy sê so wat doen die Jode toe uiteindelik met hierdie boekrol? Hulle stap rond. O, jy doen dit, né? Wat jy leer.
Kyk hierdie ene. Sommige vang daarso in. Dis wat hulle met die boekrol doen. Maar die boekrol daar was om die wet duideliker te maak, slaan hulle mekaar eintlik net wanneer het dit nie. Geestelik oor die kop. Beskuldig mekaar, sit wette daar wat dan nie hoef te wees nie. Want hulle probeer om te wys dat hulle die wet hou. En dis nie waarop hy daar geplaas was nie. En ongelukkig het dit so deur gegaan en op die einde van die dag het mense nie meer baie gesteer aan die wette nie, want hoekom wil hulle steur aan wette wat lyk asof dit nou gemaak is om waar dit konflik beneem soos in. Om net dwarsarbeid te wees. En Jesus kom en hy verander die hele konsep. Matteus 5, 6 en 7 is daai wetboek. Gaan lees dit deur, gaan kyk na hoe Jesus dit kom uitbeeld en dis presies dit wat die 10 gebooie oorgaan. Nou is die vraag. Is die wette wat in daai boek geskryf is, in jou werk? Hy sê ja, wie sê almal ja? Wie sê almal nee? Julle is bang. Julle is bang. Die antwoord is nee. Nie alles is meer weg te doen. As ek sê dit wat in die wetboek opgeskryf is meer weg te doen, kan ek Levitikus hoofstuk 11 weggooi. Ek kan eet wat ek wil. Ek kan so ver kom sê ek slaap met weer wil, want dit is deel van daai wette gewees. Wat is weggeneem? Die doodstraf is weggeneem, dan kom daaroor. Maar die seremoniele wette wat gewy het na die lammetjie wat gebring moes word, is meer weggedoen. En wanneer ons môre spesifiek gaan kyk na die Sabbatsgebod, kan ons sien wat is eintlik weggeneem. Ons sit met hierdie probleem van Kolossense 2 wat hulle sê ja, maar volgens dit hoef ek nie met die Sabbat te hou nie. Maar wanneer jy kyk na die konsep en jy kyk na die wette wat opgeteken is van hoe die Sabbat gehou moes word, dan kom jy agter maar wat gebeur. Dis die Sabbat wat nie weggedoen was nie. Dis wat hulle gedoen het op die Sabbat, wat die Sabbat 'n feesviering moes maak, wat net verander is na iets anders te doen. So dis wat eintlik daar gebeur het. Maar dit is dan die verbondsark en so gee God dan sy heiligdom aan die volk. En hy sê, dit is wat ek wil hê julle moet in julle midde hê, sodat julle kan leer wie ek is. Dat ek 'n genadige God is, dat ek daar is, dat wanneer jy kom, jy bely jou sondes, dan neem ek dit op myself. Die priester is die een wat sê, hy is die plek van wat Jesus is. Hy is die een wat sy hande van was, wat die sonde wegwas. Hy is die een wat die versoening kom doen, wat vooruit gewys het na wat Jesus eendag moes kom doen. Wanneer die heiligdom, volgens Hebreërs, was dit gewees wat in die hemel plaasvind. Alles wat Moses gesien het, was iets gewees wat in die hemel was. Hoe weet ek dit? Wel, as ek kyk na Jesaja 6, die kante wat hier was, wat dit hout gemaak was met goud oordek, het elkeen 'n engel opgegraveer gehad. Die tentdoeke wat bo was, die binnekantse een, was 'n engele wat opgegraveer was of opgeborduur was. So Jesaja kom in Jesaja hoofstuk 6 en hy sê ek stap in en ek sien die engele wat daar staan met die kerubs wat ook God oordek. Waar sien ons dit in die heiligdom? Die kante, die tentdoek se oordekking en daar by die ark van die verbond, die kerubs wat oordek. As jy gaan na Jesegiel praat met dieselfde ding met die troon en die engele wat oordek. So, dit wat Moses gesien het, was die hemelse heiligdom gewees. Hebreërs 8:5. Hulle wat 'n afbeeld sal en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses die goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi. Wat hy het hy gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg vertoon is. So die heiligdom gee God om te sê, ek wil hê julle moet weet wie ek is. Ek wil hê julle moet verstaan waaroor die hele verlossingsplan gaan. Esegiel 37 vers 28 sê vir ons, en die nasies sal weet dat ek die Here is wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig en hulle sal wees. So die doel was gewees, terwyl my heiligdom daar is, sal die nasies om hulle weet wie God is. Het dit gebeur?
Nou en dan het dit baie mooi uitgestaan, maar ongelukkig besig van die tyd waar ons lees, kom Jesaja hoofstuk 1 en hy sê, die boodskap van God is, ek stel nie belang in julle offers. Ek stel nie belang in wat julle doen nie, want al wat julle doen, is julle offer en dink, dis wel al wat ek verlang. Wat ek eintlik verlang is dat julle inkom en tyd met my spandeer, sodat ons, wat ook al daar is, wat skyn maak, kan uitwis. Maar hulle vergeet waaroor dit gaan. Later word die heiligdom op die tempel vernietig, toe Babylon aankom en uiteindelik Jerusalem vernietig. Wie word daar die tempel opgerig? Wie is die verkeerde beeld? Hy is afgebreek. Maar daar is nog 'n tempel. Daar praat ons môre. Daar is nog een versoeking. Die laaste grootste versoeking wat in die woestyn gebeur het. Die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, en die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom maak vir ons gode wat voor ons sal uittrek. So dis 32 vers 1. Want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Toe het die hele volk die goue ringe afgerig wat in hulle ore was en dit na Aaron gebring, en hy het dit uit hulle hand geneem en dit nie met die buite bewerk en daardie vergrote val van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek. Sê dit tot met vers 4. Nou kyk wat gebeur. En hierdie is 'n interessante gedeelte. En hulle het die watte dag? Nou hulle kom om te aanbid. En God het sopas vir hulle gesê, onthou die Sabbatdag. En hulle het met een mond gesê, ons sal dit onderhou, maar hierdie teks sê spesifiek. Hulle kom nie op die dag wat God gesit het nie, hulle kom op 'n ander dag, vroeg klaar gemaak, en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarom vir die volk kan sit om te eet en te drink, en hulle het opgestaan om te speel. So hulle eerste ding, hulle aanbid nie God nie. Tweede ding, hulle aanbid hom ook nie op die dag wat hy gegee het hulle om te aanbid, maar eerder hulle eie God op hulle eie dag. Moses kom aan. Hy sien die dinge en hy vat daai nuwe tablette wat hy in sy hand gekry en hy bereken. En van daar af was daar interessante dinge wat daar gebeur het. Selfs dat hulle daardie water wat bloed verander het moes gedrink. En die wat teen God was, die wat nie wil opstaan en sê, ons sal staan vir wat reg is, is doodgemaak by daar. En as ek reg onthou, was tussen 30 en 40.000 mans wat doodgemaak was. Na dit kom Moses en vertel hulle van die tabernakel. Hy sê vir hulle wat God verlang, en hulle bring al hulle gawes na hom. En so word die heiligdom gebou. En so word dit in hulle midde geplaas, soos wat hulle rondtrek van die heiligdom, saam met hulle, die volk wat rondom die heiligdom is. En die wolkkolom lei hulle. En die wolkkolom is op pad, en hy vat die volk, en hy bring hulle voor die beloofde land. En hier kom hulle by die beloofde land, en 12 spioene word ingestuur, hulle kyk hoe mooi dit is, hulle sien die druiwe, hulle sien al die mooi vrugte, en hulle kom terug. So, wat dink julle, kan ons aangaan? Joshua en Caleb sê, ja, kom ons gaan in. Die Here sal voorsien, hy is gereed. Maar die ander 10 sê nee, daar's die manier nie. Hoewel die land volop is van al die goed wat ons julle wys, is al die sê, ons gaan hulle nie kan oorwin nie. En die volk is gereed om vir Joshua, Caleb en vir Moses op die plek te steel. En God sê vir hulle, omdat julle getwyfel het, almal oor die ouderdom van 20 sal nie in die beloofde land gaan nie. Terug is julle vir nog 40 jaar. En so het hulle geswerwe in die woestyn. Nog 'n verskoning. In die tyd, ek glo hierdie is min of meer nou die volgende generasie wat nou kom, begin weer te kla en God stuur die slange daar binne die blaar. Moses bou hierdie paal, maak die paal, sit die koperslange op, en daar, die wat daarna gekyk het, is gered.
Dit lees ons in Numeri 21 vers 5, 8 en 9. En dis waar God kom gesê, elkeen wat sal kyk daarna, sal gered word. Jesus verwys later daarna, en hy sê, net soos ek gedoen was, so sal die seun van die mens wees. Alles wat in die woestyn gebeur het, is op 'n manier 'n teken van wat Jesus sou kom doen het. En toe het Moses die koopslang gemaak, hy het op 'n paal gesit, en wanneer iemand gebyt was en hulle kyk, is hulle lewe gered. En so kom hulle uiteindelik weer na 40 jaar by die grense van Kanaan. En Moses was opgewonde geweest, maar met al die opgewondenheid sterf sy suster. Hy is hartseer. En hier kom die volk weer by hom en hulle kla weer vir water en hulle sê hulle vergaan en hy sê daar word nie voorsien nie en al hierdie dinge kom en dit word net om te veel. Maar hy stap eers en gaan praat met God. God sê kom praat met die rots. Maar Moses doen die teenoorgestelde. En Moses kom terug by die volk en hy sê vir hulle, moet ek nou vir julle water uit die rots bring, en hy vat sy staf en hy slag daar die rots teenoor. Kyk wat sê God. Numeri hoofstuk 20 vers 12. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan julle sal gee nie. So. Vir 80 jaar lei Moses hierdie volk. Nie 80, dit is 40 plus 'n paar. Voor daardie tyd is hy in die woestyn. God roep hom, gaan lei die volk. Hy is nou omtrent 120 jaar oud. Hy sien uit. En nou word daar hom gesê, een. Net een. Omrede, julle my nie geglo het, om my voor die kinders van Israel te heilig. Een kant word daar vir ons gesê, dis eintlik 'n bietjie in disguise gewees, maar arme Moses, klim op jammer. En so sit hy daar bo op die berg neer. En God wys hom daar pragtige land voor hom. Judas vertel ons later, hy het gesterf, maar God het hom hemel toe geneem. Dit lees ons in die boek van Judas. En so maak Israel gereed na Moses se dood. Josua neem nou oor as leier en hy lei hulle tot by die Jordaanrivier. En daar gaan die priesters met die ark op hulle skouer, stap in die Jordaanrivier en weer maak die Jordaanrivier vir hulle oop aan die weerskant en op droë grond stap die Israeliete deur in die beloofde land. En so kom hulle voor Jericho en Josua stuur weer 2 spioene uit. En hulle gaan kyk na wat in Jericho aangaan en hulle kom terug met die goeie nuus dat Rahab hulle lewe gespaar het. En so word die stad ingeneem. Maar dit is hier waar God kom en hy sê vir Josua, ek is die weerlower. Ek is die een wat hierdie land vir julle sal gee. Ek is die een wat vooruit sal gaan en vir julle alles in julle hande lê. Hier is wat julle moet doen. Elke dag 1 keer, die 7de dag 7 keer, skree en die mure val in mekaar. Dis presies wat hulle gedoen het en hulle neem die eerste stap in Kanaan in. So kom ons kyk vinnig na hoe die heiligdom uitgebeeld word. Hier by die brandofferaltaar kan ons Egipte vind. Dis hier waar hulle die lammetjie geneem het, waar die lammetjie geslag het, waar dit op die deurposte gesit was. Dit was die eerste stap. En net so kom Israel met die lammetjie elke keer en te herinner hulle aan hierdie verlossingsplan. Uit Egipte het hulle gekom, die lammetjie in die plek van die eerstgebore. Lammetjie by die ingang, kom in met hom om dan by die brandoffer te wees. Dan het ons die besnydenis wat plaasvind. Nie by die besnydenis is waar so dit hulle moes herinner het dat dit nie hulle geregtigheid is. Dis iemand anderste wat sy geregtigheid op hulle geplaas het. Hulle moet net
die besnyding doen om dit te bewys dat hulle daarin glo. Dan was dit die Pasga gewees. En die Pasga sien ons hier by die brandoffer altaar. Eksodus 12 vers 7. Die wolkkolom lei hulle uit vanaf Egipte af tot hulle kom by die Rooi See. Eksodus 14 vers 19 en 1 Korintiërs 10 vers 1 en 2 sê dit, soos wat God hulle deurgelei het met die wolkkolom en hulle deur die Rooi See, so is hulle dan ook gedoop. En dan sien ons by die Rooi See is wat die waskom voorgestel het. So dat het God ook die heiligdom gebruik om hulle te herinner van waarop hulle kom, waarna toe hulle op pad is. Dan sien ons ook, daar was versoekings gewees wat hulle deurgemaak het in die periode, en dan ook gee God vir hulle sy aanbiddingsdag weer. Hy bevestig dit en sê, dit is die dag wat ek geskep het, maar ek wil weer hê dat julle dit moet ervaar, julle moet weet waaroor dit gaan en dat tyd met my spandeer. Dan sien ons die heilige plek, het hulle bediening voorgestel. Daar is 'n ander teks, as ek kyk as ek mee gesit, Sekel 37 sê dit, die ander ene staan in Jesaja wat sê, julle moet die lig wees vir die nasies om julle. Die lig wees. Die lig wat geskyn het, wat die heiligdom opgehelder het, is dieselfde lig wat my heilig vergelyking sê, dis dieselfde lig wat die nasies om julle moet sien. So alles wat hier in die heilige plek was, het Israel se bediening voorgestel. En dan kom hulle uiteindelik by die Jordaan. Die Jordaan het die voorhangsel voorgestel. Hier is hulle gereed om oor te gaan en in te tree in die beloofde land. So die heiligdom vertel ons basies hoe Israel beweeg het. Dit vertel ons hoe God Israel gered het uit Egipte uit, waar hulle as slawe gedien het, en hulle uiteindelik gevat het in die beloofde land. En so deur uit hierdie storie uit, kan ons bietjie dieper delf, om te sien presies hoe hierdie storie ons help, om die groter plan van verlossing raak te sien. Ja, ons het nie heiligdom vandag nie. Ons het nie nodig om die lammetjie te bring, maar nogtans is daar eienskappe wat ons kan help om dinge te ontdek in die Bybel wat ons kan help om Jesus beter te leer ken. So wanneer ons kyk na die uitbeelding, dan sien ons die brandofferaltaar, die wierookалtaar en die ark van die verbond was in een reguit lyn gewees. Dan aan die weerskante het ons die kandelaar gehad en die tafel met die toonbereiding. En dan hier in die middel, ek kom terug, ek kom afgehaal. So jy weet my na laaste slide opsit. Die waskom. Die priester kom. Sy hande vol met bloed. Water wat skoon is. En hy was kom. Waar is Jesus gesteek? Die waskom is nie in die middel. Hy is in sy kant geplaas. Wat het hy sy sy gekom? Interessant, né? Dat deur die heiligdom het God die verlossingsplan vir Israel daarop stel. Dis net die inleiding. Dis net om die legbaar se wat noem ons die stukke, die raamwerk wanneer so. Wat ons môre gaan doen is ons gaan begin om hierdie puzzelstukkies wat hier in hoofies lê, stuk vir stuk by mekaar te sit. En dis wanneer ons gaan sien hoe Jesus in die heiligdom uitgebeeld word. Hoe ons as Christene die heiligdom behoort te verstaan in ons hedendaagse tyd waarin ons lewe. Hoe ons kan sien hoe die waarhede wat in die donker eeue weggesteek was as gevolg van wat gebeur het daai tyd, weer een na een in die heiligdom voorgestel na vore gekom. Ons gaan kyk na hoe die gordyn wat gehang het vir ons presies vertel wat die laaste boodskap is wat verkondig word. En wat is daai laaste boodskap? Dit kan ons Sondag sien wanneer ons kyk na die eindtyd gebeure, soos wat dit in die heiligdom uitgebeeld was. So ek hoop jy het net so 'n bietjie iets nuuts geleer, dalk bietjie oud, maar dit help ons om die naamwerk te bou.
en van daar af te gaan in die dieper storie daar te sien. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons gehad het om deur die heiligdom te werk. Deur om te sien hoe vir Israel uit Egipte gehaal het en regdeur na die beloofde land toe geneem. En Here, ons sien ook uit vir die dag wanneer ons beloofde land sal gaan beërf. Maar daar's lesse vir ons ook. Sien ons in hierdie aandure, gee ons 'n soet nagrus, dat ons uitgerus kan wees en wanneer ons môre terugkom om te kyk na hoe die heiligdom ons al die dinge sal uitdoen. Ons gereed sal wees om te sien wat U vir ons wil wys. Sien elkeen hier, sien vir ons luisteraars ook daar waar hulle luister en ons bid en vra dat U ons deur hierdie aand sal seën en gereed sal maak vir wat voorkom. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Mantap, murah.